Kom sluit net ons oor. Hemel Vader, U is ons skepper. Here, U is die een wat lewe gee, en dit is 'n kosbare geskenk uit U hand uit. Here, daarom kom ons as familie en vriende vandag bymekaar om 'n lewe te herdenk en te eer wat vir ons kosbaar is. Here, terwyl ons treur en seer het oor oom Willie, wat nie meer met ons is nie, en dra ons hartseer op aan U. Here, ons vra dat U elke familielid en 'n vriend sal troos in hierdie tyd. Here, bring vir elkeen 'n oorvloed van die sagte genesing en barmhartigheid. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Goeiemôre aan elkeen hier by ons. Baie welkom. En dit is met groot hartseer dat ons almal vandag bymekaar kom om afskeid te neem van oom Willie. Niemand het vandag woorde om enige troos te bring nie, maar van my kant af, al wat ek kan sê is baie sterkte en ons dra julle in ons gebede op. Ons bid vir julle. Ons dink aan julle. En mag die Here julle troost en gee. Ek wil graag net 'n skrif lees as 'n gebed vir elkeen wat troosting nodig het. Daar in Psalm 147 vers 3 skryf die psalmskrywer: Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. En dis my gebed vir elkeen van julle vanmôre is dat die Here julle wonde sal kom verbind met die verbande van sy liefde. Mag hy julle kom troos en mag hy julle kom vashou. Mag hy julle kom versterk in hierdie tyd van ry. Ek wil vra dat ons ook sal weer staan en dan gaan ons die oorwinningslied saam sing. Ons gaan saam met 'n opname sing en die woorde sal ook op die bord wees. So julle is welkom om weer saam met my op te staan en dan as die lied klaar is, kan ons weer ons sitplek inneem en dan gaan ons saam met die familie kyk na 'n slideshow, uitknipsels aan oom Willie se lewe. Omdat vandag nie net 'n hartseer dag is nie, maar ons dink ook terug aan die goeie tye, die lekker tye, die lag en die vreugdevolle oomblikke. Ons moet onthou, dit is belangrik om ook dit deel te maak van vandag. Nie net die hartseer en die sleg nie. So kom ons staan op en dan gaan ons die oorwinningslied saam sing. Halleluja.
How could I say there is no God when all around? Presies op jou eggenote, jou spanmaat, Jakoba. Die skriflesing kan jy ook net 'n bietjie boontoe sien, is 1 Korintiërs 13 vers 8. Liefde vergaan nimmer meer, maar profeseer, hulle sal tot niet gaan, of hulle sal ophou. Singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Ocean shore, and feel the thundering breakers roar. Walk through those fields of rain, even when I have felt the wind blow, whispering your name. I have seen your tears fall when I watch the rain. And how could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Gazing at a bird in flight, soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore
watering the earth, fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls? A singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. It's time to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, neath endless blue horizons frame. Just like a child. I believe. In die week toe ek met die familie sit en gesels, toe sê die tannie vir my, as sy oom Willie in een woord beskryf, sal dit liefde wees. Nou hierdie teksgedeelte is 'n baie bekende teksgedeelte, maar dalk nie so vir begrafnis nie, omrede dit meer vir troues gebruik word. Maar dit is so gepas vir my vandag, want dit pas so in by die tannie se beskrywing van die oom, dat hy 'n mens was wat lief was, wat liefde uitgedeel het, wat liefde gegee het. En as ons na hierdie hoofstuk kyk, 1 Korintiërs 13, dan is dit bekend as die hoofstuk 8ste vers wat vir my uitstaan. Dis hierdie 8ste vers wat vir my sê dat daar's iets wat nooit vergaan. Die liefde vergaan. Love never fails. 'n ander Engelse vertaling sê love never ends. Alles om ons mag dalk vergaan. As ons bietjie dink aan ons lewens en wat na in jou hart is, of wat jou hart graag begeer,
as dit 'n nuwe huis is, of miskien 'n nuwe voertuig, dalk 'n oomblik saam met mense wat jy voor lief is, waarvoor jy omgee, dan sê Paulus vanmôre vir ons in hierdie skrif, al hierdie dinge kom tot 'n einde. Al hierdie dinge het 'n einde. Dis slegs die liefde wat nie vergaan nie. Ons is vandag hier om Willie se lewe te vier en afskeid te neem. En dit bevestig al wat Paulus sê, want selfs ons lewe hier op aarde hou nie vir altyd. Ons lewe hier op aarde het ook 'n einde. Maar die sleutel vandag en die ding waaraan ons vandag kan vashou, is die liefde. Liefde is die enigste manier om ander kant die graf te leef. Liefde is die enigste manier om te verseker dat dit wat ons hier op aarde doen, sal voortleef. Liefde is die enigste manier na die ewige lewe. En dit is die boodskap wat oom Willie se lewe vandag by ons los. Die liefde vergaan nie. Ek wil net so vinnig die agtergrond gee vir hierdie brief. Hy skryf hierdie brief aan die mense van Korinthe. Nou, as ons na hulle kyk, dan sal ons ook sien, hulle is dieselfde maar as ons vandag. Hulle het na maniere gesoek om 'n naam vir hulle self te bou. Hulle het maniere gesoek om goed te doen wat hulle kan agterlos vir wanneer hulle nie meer daar is nie, 'n nalatenskap. En wanneer ons na ons eie lewens kyk, dan sien ons ook dat ons 'n naam vir onsself bou. Ons maak ook goed by mekaar, nie fisiese besittings nie, maar goed in ons lewens by mekaar, sodat ons ook 'n nalatenskap, dat ons iets agterlos vir mense om ons te onthou. Ek sal nooit vergeet nie, as kind het my ouma altyd gesê, dit is bitter belangrik om 'n naam te bou, want jou naam gaan oral waar jy gaan. Jou naam loop jou vooruit. En dit het by my 'n begeerte geplaas om my lewe so te leef dat wanneer ek eendag dalk nie meer hier sou wees nie, dat mense my sal onthou. Dat hulle sal onthou, dat hulle die naam by my sal koppel en dit sal onthou by my nalatenskap wat ek gelos het. Ek wil net so 'n paar kort gedagtes met jou deel rondom hierdie liefde waarvan Paulus praat. In die eerste plek, die belangrikheid van liefde. Dit is vir my so mooi dat die tannie vir my sê, want Willem is iemand wat beskryf word as liefde. Hierdie woord liefde beskryf hom, en dit is waarvoor hy onthou sal word. Hy was lief vir mense, hy was lief vir almal om hom, hy het liefde gewys, en hy was selfs 'n liefdevolle mens. Paulus begin hierdie hoofstuk 13 van Korintiërs, 1 Korintiërs 13, en hy sê daar in die eerste 2 verse, ek lees dit vir jou in die ou vertaling, die 53 vertaling. Al sou ek tale van mense en engele spreek, en ek dit nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende simbaal of metaal geword. Vers 2, al sou ek die gawe van profesie hê, al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek wêreld kon versit, en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Paulus beskryf die belangrikheid van liefde, want hy sê, as ons nie liefde het nie, dan het ons niks. Hy beskryf die liefde en hy sê, liefde is nie net 'n aksie nie, maar liefde is 'n gesindheid. Liefde is jou en my gesindheid, en hy gebruik baie voorbeelde in die openingsvers, maar hulle almal maak dieselfde punt. Ek en jy kan dalk wonderlike dinge in ons lewens beleef en bereik. Ons kan hoë hoogtes bereik. Maar Paulus sê, as ons nie liefde het, dan beteken dit niks. Dit is waardeloos. Hy kom op en hy waarsku ons, dat ons nie uit ons self uit moet leef nie. Ons moet vir onsself leef nie. Ons moet nie onsself verheerlik nie. Ons moet nie ons aandag op onsself fokus nie. As my motivering nie liefde is nie, as dit selfsug is, dan beteken ek niks. Ek weet die lewe is partykeer so gejaag en ons raak weggevoer met al ons planne, met alles wat ons moet gedoen kry, met alles wat ons wil bereik. Dat ons soms 'n bietjie vergeet van mense om ons. Ons vergeet 'n bietjie van die lewe om ons en ons raak eintlik 'n bietjie selfsugtig. Ons begin ons eie roetes volg en ons doen ons eie ding. Ons sien dit selfs as ons kerk toe gaan, Sondag vir Sondag. Partykeer doen ons die liefdadigheidswerk. Ons doen
goed aan ander of ons gee om vir ander sodat ons goed lyk, sodat ons gelowig lyk, sodat ons die pat op die bek kan kry, soos die Engelsman sal sê. Maar Paulus sê vir ons, as dit nie uit liefde gedoen word nie, as ons front vooruit, as dit nie uit liefde uit is, dan beteken dit niks. Hy sê vir ons, dit is belangrik om te onthou, dat alles wat ons doen, moet ons uit liefde doen. Maar hierdie liefde waarvan hy praat, watter liefde is dit? Is die liefde wat nooit vergaan hier. Hy gaan verder in hierdie hoofstuk, en hy beskryf die liefde, en hy sê eintlik vir ons hoe die gesindheid van Jesus lyk. Hy sê vir ons hoe jou en my gesindheid veronderstel is om te lyk. En ek wil vir jou lees daar in vers 4 tot vers 7. Hoe hierdie liefde lyk. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belange nie, word nie verbitter nie. Dit reken die kwaad nie toe nie. Dit is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, en dit verdra alles. Hierdie is 'n tipiese beskrywing van God se liefde. As ons na die oorspronklike teks gaan kyk in die Griekse taal, dan beteken hierdie liefde agape, en jy dalk al van dit gehoor. Maar dit beteken hierdie onbaatsigtige liefde. Dit beteken selfopofferende liefde. Dis om geduldig te wees. Dis om vriendelik te wees. Dis om lankmoedig te wees. Dis nie om afgunstig te wees of spogagtig te wees nie. Dit is selfs nie eers om arrogant te wees nie. En soos ons vandag nou in Willie se lewe terugkyk, en ook herdenk die lewe wat hy gehad het, en ons sien dat hy 'n liefdevolle gesindheid gehad het in hierdie lewe op aarde. Vra die Here vir elkeen van ons ook vandag, om net 'n bietjie 'n tree terug te staan en ons eie lewe te kyk. Om te kyk hoe lyk ons woorde, hoe lyk ons dade, ons aksies, en dit bietjie te evalueer. Maar dit stop nie daar nie. Hy vra ons ook om na ons harte te kyk, om ons hart te ondersoek oor dit wat in ons hart is, want dit wat binne ons harte gebeur, bepaal ons gesindheid. En ons gesindheid bepaal op die ou einde van die dag hoe ons optree en hoe ons dinge benader. Dit bepaal hoe ons verhoudings met ander mense benader. Dit bepaal hoe ons doelwitte en ons prestasies benader. Dit bepaal self oor wat ek van myself dink. En dit bepaal ook hoe ek alle aspekte van hierdie lewe op aarde benader. Soos bietjie prakties moet raak, en ons terugdink na ons eie lewe in die laaste week, of selfs die laaste maand of die laaste jaar, dan kan ons maklik onsself die vraag afvra, hoe was ek as 'n eggenoot? Hoe was ek as 'n vriend? Hoe was ek as 'n man of 'n vrou? Hoe was ek as 'n kind of 'n kleinkind? Hoe was ek as 'n lid van die gemeente? Hoe was ek as 'n werkgewer of 'n werknemer? Hoe was ek selfs as 'n gelowige in my gemeenskap hier op aarde? En dalk is van hierdie antwoorde 'n harde realiteit, dat ons hierdie sekere take uitgevoer het, sonder om dit sleg te bedoel, uit selfsug. Dalk het ons selfs met tye liefdeloos gewees, en onwetend het ons miskien ons liefde op party plekke gebruik om te manipuleer, en nie om ons selfsugtige opoffering te bewerkstellig nie. Maar die goeie nuus is, en dit getuig oom Willie se lewe vir ons, dat daar is vergifnis vir as ons foute maak. Daar is vergifnis as ons gly en as ons val. Ek is seker, hy het nie alles reg gedoen. Ek is seker, hy en Tannie moes ook maar werk en skaaf in hulle lewe saam. Maar die bewys daarvan is na 30 jaar se huwelik, het die liefde nie vergaan. Die liefde het bly staan. Die vergifnis was daar in hulle lewe. Die selfopoffering moes daar gewees het in hulle lewe. Soos vandag net na statistieke kyk oor huwelike, dan is dit so vanselfsprekend dat die huwelik net nie hou nie, maar dit kos werk.
Dit kos om van jouself te gee. Dit kos om hierdie liefde wat nie vergaan nie in jou lewe te hê. En as ons vandag na hierdie boodskap hoor, dan sien ons dat daar is ook vergifnis vir ons, vir elkeen van ons wat vandag hier sit. Sou jy glouend gly en sou jy struikel, is daar vergifnis. Want daar is daar die ewige liefde in ons lewens. Hierdie liefde waarvan Paulus praat, hierdie liefde wat nooit vergaan, hierdie perfekte liefde. En hierdie liefde sien ons in Jesus Christus. Net soos oom Willie, net soos tannie Jakoba, net soos elkeen van ons hierdie liefde nodig het, vergifnis nodig het, vir die foute wat ons gemaak het, en die foute wat ons dalk nog gaan maak, het ons hierdie liefde nodig. Romeine 5 vers 8 sê die volgende: Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jesus se dood aan die kruis betaal vir elkeen van ons se tekortkominge. Was oom Willie 'n perfekte mens? Ek glo nie. Is ek 'n perfekte mens? Verseker nie. Maar ons het 'n hoop. Ons kan vanmôre na Jesus kyk, want hy was perfek, en so ook sy liefde. Ons kan na sy leë graf kyk, en besef dat daar is oorwinning vir ons. Ons is meer as oorwinnaars. En as gevolg van hierdie liefdevolle oorwinning, hoef ons nie vir ons sondes te betaal nie. Gee dit vir ons hoop op vergifnis. Gee dit vir ons hierdie versekering van hierdie liefde. En gee dit vir elkeen van ons, oom Willie ingesluit, 'n geleentheid tot die ewige lewe. Dis hierdie perfekte liefde van Jesus wat Paulus beskryf, wat ons selfs motiveer om meer lief te hê. Om meer lief te hê vir ander. Om meer te werk aan onsself. Om meer lief te hê en te weet as ons nie lief gehad het nie, is dit oukei, want daar is vergifnis. Om 'n beter eggenoot te wees. 'n Beter medewerker. 'n Beter buurman. En 'n beter kind, 'n ouer, 'n vriend. Dis hierdie liefde wat nie vergaan nie. Hierdie is 'n spesiale liefde. Paulus kom en hy sluit die hoofstuk af met die laaste vers, vers 13. En ek lees dit vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling. Al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. Maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. Waarom sal Paulus sê dat dit die liefde wat die grootste is? Want die liefde is die enigste een wat nie verval nie. Ons het geloof en hoop nodig, slegs wanneer ons op 'n belofte wag. Ons het dit nodig om op 'n belofte te wag, en vandag het ons geloof in God se vergifnis. Ons het in vandag se tyd hoop op daai ewige lewe saam met ons koning, saam met ons skepper, want dit is die beloftes wat God vir elkeen van ons het. Maar ons het vandag ook sy liefde. Wanneer ons hierdie aardse eiste verruil vir 'n ewige lewe saam met ons God, dan sal ons nie meer hoop of geloof nodig hê, want die belofte het tot vervulling gekom. Maar dan eers sal ons tot volle bewus kom van God se liefde. Ons sal sy liefde direk beleef. Sy liefde sal teenwoordig wees oral waar ons gaan. Ons sal dit nie kan los nie. Ons liefde sal perfek wees tot vir mekaar. Eendag as ons op die hemel is. Eendag as ons by mekaar is, saam met ons Skepper. Maar dit is wel iets om na uit te sien. Maar dit is nog nie vandag hier nie. En dit gee ons die bemoediging. En dit help ons om te hoop. Dit help ons terwyl ons in hierdie lewe reis, om geloof te hê. Geloof in die vergifnis van ons sondes. Hoop op 'n ewige lewe, sodat ons sal volhard in die geloof. Maar ook dat ons die liefde het. Die liefde wat ons selfs in tye soos vandag, moeilike tye, hartseer tye, ons sal troos, ons sal dra, ons sal beskerm en ons seer sal herstel. Dit is God se liefde, hierdie liefde wat nooit sal vergaan. Dis hierdie liefde wat ons nooit sal los nie, dit sal ons nie faal nie. En daarom kan ons troos vind. Wanneer ek en jy versuim om lief te hê, of wanneer iemand versuim om ons lief te hê,
is dit God se liefde wat ons altyd sal lief hê. Sy liefde het geen einde nie. Hierdie liefde is nie iets wat God doen nie. Dit is wie God is. Dit is wie hy is. Hy is liefde. Kom ons wees bly in God se liefde. Kom ons wees lief vir mekaar met sy liefde. En kom ons hou vas aan sy liefde. Want dit is die enigste ding wat nie 'n einde het nie. Kom ons bly die woord. Here, dankie vir u seun u gestuur het. Here, dankie vir hierdie liefde wat u vir ons het. Hierdie ewige liefde wat nooit vergaan. Here, dankie dat u gekom het om ons te verlos van ons sonde en ons te verlos van die ewige dood. Here, ons bely vandag dat u ons God is en dat u seun werklik aan die kruis gesterf het en ons vrygekoop het met sy bloed. Here, dankie dat u ons lief het, vir die liefde wat nooit vergaan en help ons om ook vas te hou aan hierdie liefde. Om ook ander lief te hê soos wat u ons lief het. En dankie dat u Willie hier op aarde lief gehad het en dat u liefde vir hom ook nooit geëindig het. Dat dit nog altyd sal aangaan. Here, ons roep uit vanmôre. U is ons herder. Lei ons op die pad van geregtigheid. Here, voorsien ons dit wat ons nodig het en wees by ons wanneer ons swak is. En daar soos hierdie, wanneer dit met ons moeilik gaan, met swaar gaan. Here, elkeen wat seer het, elkeen wat nie verstaan, Here, mag u hulle troos met die liefde en mag jy hulle bewaar. Ook in die volgende tyd wat voorlê, wanneer die eensaamheid kom, wanneer die hartseer kom. Here, bid ons en ons vra dat u by elkeen sal wees. En ons sê amen. Ek wil ook graag nou geleentheid gee vir enige iemand wat dalk iets wou sê. Is daar enige iemand wat 'n laaste hulpbeleid wil bring? Is daar iemand? Okay, ek gaan namens die familie net die bedankings lees en dit is namens Skoot en die familie. Die laaste paar weke was baie moeilik. Nie net vir Pa Willie en Ma Koot nie, maar ook vir almal wat bygestaan het en onverpoosd gewerk het, om alles so gemaklik moontlik te maak en om al die logistiek te organiseer. Ek wil dus van die geleentheid gebruik maak om 'n spesiale woord van dank aan Gonda te rig vir haar harde werk en haar koppigheid om dinge te reël. Dokters te druk vir diens en antwoorde. Ek het elke oomblik geweet wat die situasie is met beide ma en pa. Sonder jou, Gonda, sou dit maar moeilik gegaan het. Ons is baie dankbaar en waardeer jou baie. Jy het baie meer gedoen as wat jy menslik kon doen en nooit geskroom om 'n probleem op te los nie. Jy is 'n eister. Oom Mani, ek kan nie in woorde noem my waardering vir oom se bystand en gasvryheid. Baie dankie. Baie dankie aan Steve en Hester Kroese vir die rol van sjofeur wat ons ouers op en af gery het en gaan seker maak het hulle is warm en gemaklik. En ook vir die oplaai by die lughawe. Baie dankie aan Marianne en Jaco van der Merwe. Julle onuitputlike liefde en geduld word opreg waardeer. Daar het soveel werk van julle kant af gekom dat ek nie eers alles hier kan noem of van weet nie. Jady, jou geduld en bystand by die huis. Dankie aan Koba en Gerry vir julle bystand. Pinkie, dankie dat jy ouma en oupa versorg het. Jy het uitstekende werk gedoen. Oom Jeff, jou vriendskap met ons pa was spesiaal ongeveer 40 jaar se vriendskap. Dit moes 'n goeie vriendskap gewees het. Dan ook Dr. Erasmus en die personeel by die hospitaal vir hulle sorg. Dankie aan Roelof vir die blomme. Die rykers is pragtig. Kobus en kollegas by International Funeral Services. Julle het 'n voortreffelike diens gelewer en word baie waardeer. Baie dankie Heide Kombrink vir die livestream op Facebook, sodat familie en vriende kan deel wees wat nie met ons kan wees nie. Beverly vir die eetgoed. Henriette Klaasen vir oupa se pragtige foto. Pastoor Stian vir die diens, AGS gemeente vir hulle fasiliteite. Elkeen vir hulle bystand, liefde en omgee oor die jare. Vriende en familie vir al julle hulp en gebede en die wat die tyd geneem het om hierheen te kom om afskeid te neem. Dankie aan elkeen wat saam met oupa
herinneringe gebou het langs sy geliefde viswater. Herinneringe wat die dood nie van ons kan wegneem. Kan ek vra dat ons weer sal staan? Ek gaan net die draers se name lees en dan gaan ons ons Vader saam sing. En dan as ons klaar gesing het, gaan ek vra dat die draers wat hier in die kerk moet dra, net sal vorentoe kom en instelling sal neem by die kus. Die draers in die kerk is Angelique Strydom, sy kleindogter. Nathan Fourie, kleinseun. Gonda Williams, niggie. Herman Fourie, seun. Mani Fourie, broer. En Piet Fourie, broer. Dan die draers by die graf is Henk van der Merwe, Daantjie van der Merwe, Gerrie van der Merwe, Eben van der Merwe, Jaco van der Merwe, en Gerbrand van der Merwe. Kom ons staan, dan gaan ons die Onse Vader saam sing. Ons Vader wat woont in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die eer vir ewig en ewig. Dan kan ek vra dat die draers stelling sal kom te neem asseblief. Ek wil ook graag 'n versoek maak dat wanneer ons beweeg na die begrafplaas toe, dat jy asseblief sal onthou om jou hoofligte aan te skakel. En as gevolg van beperkte spasie by die grafplaas wil ons vra dat jy nie saam met die lijkswaal by die tweede hek sal ingaan nie, maar by die eerste hek. Dat jy daar sal ingaan en daar kan jy maar vir jou plek kry. As daar nie meer parkering oor is nie, kan jy maar net buite op die rangsteen opry en daar parkeer. As dit is reg, ons luister na die lied terwyl hulle uitbeweeg.
think I'm gonna break away and follow where the birds are free. Dit is het wat we kan laten.
sit. Dat is hier reg, is gaan ons weer na die tweede bank kyk waar die trap aan die kante sit is. Reg is. Okay. Dankie. Is hy reg dat dit nog? Reg. Ja. Dankie. Ek kan almal my hoor. Wonderlik. Ek wil net 'n laaste skrif vir ons lees daar in Johannes 11 vers 25 en 26. En hy sê die volgende en Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Dit is met hartseer dat ons vandag afskeid neem van oom Willie Fourie. En ons treur, want dit is vir ons sleg en dit is vir ons swaar op die hart. Het is altyd moeilik om afskeid te neem van 'n geliefde. Maar dit is ook 'n voorreg om sy lewe te herdenk en sy lewe te kom vier. En Jesus beloof dat hy vir ons sal krag gee, dat hy ons sal ondersteun, dat hy ons sal dra. En alhoewel ons treur ons nie vandag soos mense wat nie hoop het nie. Want ons hoop in 'n ewige lewe, ons hoop om mekaar eendag weer te kan sien. En vandag wil die Here ook elkeen van ons kom bystaan. Hy het ook gesterf aan die kruis vir elkeen van ons om ons te dra, om ons krag te gee, om die volgende keer weer aan te kan gaan. En daarom kan ons ook vandag, soos Paulus sê daar in Romeine 8, en ek lees vers 14 vers 8, wat sê, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Kom ons sluit net die oë. Hemelvader, ons neem 'n laaste keer afskeid vandag van oom Willie. Here, en ons wil vra dat U ons sal help. Here, ons treur omdat ons hom nie meer sal sien nie. Maar ons vier ook fees, omdat ons weet dat ons geliefde nou veilig en in vrede is. Dankie vir die wonderlike geskenk van die ewige lewe wat U vir elkeen van ons gee. Elkeen van ons wat in die Seun glo. En terwyl ons hierdie byeenkoms afsluit, mag al die goeie gedagtes en al die herinnerings bemoediging wees vir elkeen wat vandag hier is, elke vriend en elke familielid. Ons gee aan U al die lof en al die eer. Amen. Ek wil net vir ons 'n liedjie aansit wat gaan speel terwyl ons die kus gaan laat sak.
op net aan die kant van die trap is op baie los. Voorsichtig hou ons pad. Dat kan niet meer op dit punt, is het liefst. Welkom met een later staan en kan oplopen. En de laatste gelegenheid hier as daar iemand is. Dan beseer ons sodat kinders afhandel en wat er misschien is kyk, dan gaan ons die stap af. Kijk, Die